Dit is vandag Vrydag 25 April. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Paastyd. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Openbaring 11 vers 15 tot 16 en ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Mag jy tydens hierdie gebedsmeditasie ervaar hoe tyd vir 'n oomblik stadiger beweeg en God jou ontmoet net waar jy is. Daarom wil ek jou nooi om 'n paar keer lekker diep asem te haal, om jou te draai na die lig en tot rus te kom en te weet God is hier teenwoordig. Raak bewus van die nabyheid van God, wat is soos 'n vriend wat langs jou kom sit. Bid saam met my hierdie gebed. Heilige, misterieuse God, ek verwelkom nou alles wat na my kant toe kom. Elke emosie en ervaring, gedagte, die stilte en donkerte, vrede en onrus, hartseer en blydskap. Want hier en nou in U teenwoordigheid vind ek rus. Van sonsopkoms tot skemer sien ek U sorg oral om my. En deur die loop van die nag voel ek U nabyheid. Here Jesus, U skenk hoop en lewe, wat geen dood of duisternis of angs kan oorwin nie. U alleen verander donker na lig. Daarom in nederigheid en diep bewustheid van U genade, kom maak ek nou my hart oop en vra dat U my in hierdie oomblik sal vul met die krag van U opstanding, dat U lig my lig sal wees. Openbaring 11 vers 15. Toe het die 7de engel op sy trompet geblaas. Daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het: Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe gekniel met hulle gesigte na die grond toe, en het God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou U groot mag gebruik en as koning heers. Wat het jy vandag in hierdie gedeelte gehoor oor die koningskap van God? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Wanneer ek hierdie belydenis lees oor die koningskap van Christus, die gesalfde, wat tot in ewigheid sal heers, kan ek nie anders as om te dink oor die andersheid van hierdie koning, wat op 'n donkie ingery het in Jerusalem die week voor sy kruisiging nie. En ek dink aan die konings van hierdie wêreld, wat heers en wat ander soort magte en kragte inspan.
En ek wonder sommer net weer oor die selfaangestelde konings van hierdie wêreld. Wat hulle soms van ons vra en hoe hulle ons loyaliteit toets teenoor dit wat Jesus ons kom leer het, wat eintlik in baie opsigte 'n wêreldvreemde soort koninkryk kom vestig het, 'n vredesryk van God op aarde. Hierdie gedeelte vat my gedagtes terug na Palm Sondag, na Goeie Vrydag en na Opstanding Sondag, en ek wonder wat het regtig verander. Sekere opsigte voel ek nog steeds ook in die graf. Ek voel soos Thomas vir wie die wonderwerk plaasgevind het, maar ook nog eintlik nie. Soos om die flits van 'n verre ontploffing te sien op die horison, maar die skokgolf daarvan het my nog nie heeltemal getref nie. Ek het die lig van 'n verborgenheid gesien. Ek ervaar die werk van God in my sintuie, in my insig en selfs in my geloof. En in daardie misterie vertrou ek, alhoewel ek steeds met my beperkte insig nog nie werklik die grootheid van Christus se opstanding, sy koningskap, verstaan nie. Ja, elke Sondag is Paasfees, dit bely ons reg oor die wêreld, en ek bely dit saam. Soms kan ons ook saam dit sê, dit voel of die dag nog steeds nie heeltemal gebreek het nie. Ek hoor vrees en skuldgevoelens wat weer galm. Ek sien intimidasie en magsmisbruik voor my afspeel. Die werklikheid van pyn en die misterie van die vrae waarmee ons leef. Maar saam met dit sien ek ook hoe die wonderwerk van Paasfees voor my uitspeel. In die klein en in die groot gebeure van mense se lewens, van wat hulle kies om sigbaar te maak. En daarom, al voel dit steeds by tye of ek in die wildernis stap, weet ek die wildernis is nie my blyplek nie. Dat al hierdie ervarings my nader lei aan die lig, sodat ek al meer 'n seun vir God se hele skepping kan word, en saam kan getuig en weet, hy is werklik die koning van sy wêreld. Wat maak al hierdie gedagtes in jou los? En wat sal dit vir jou beteken om al meer 'n seun vir God se koninkryk, vir God se skepping te wees? Ek dink Paastyd is ook 'n tipe oordeelstyd, waar dit wat is, geweeg word. Die groot werk van God, waar al die koninkryke van die wêreld ontbloot word, harte oopgeruk word en ja, loyaliteite getoets word. Al die mure is afgebreek. Die wreedhede van hierdie wêreld word nie net ontbloot nie. Ons wreedhede word nie net ontbloot nie, maar dit word ook gevul met lig wat genees. Ons sonde en ons rebellie skep afstand, maar God se liefde kom oorbrug hierdie afgrond. God kom stap saggies oor die grens van ons wêreld, van ons lewe. En ook in hierdie seisoen word die storie van Christus uitgestal. Bome wat hul vrugte prysgee, sodat nuwe bome kan verrys. Ons weet hierdie God wat ons aanbid, ken van lewe wat sterf soos herfsblare, wat val om weer lewe te kan gee. God wat met die opstanding nuwe swaartekrag geskep het, die krag van liefde. Want hierdie God ken ons eise, ons wreedheid. Die merke van die spykers wys dit, en tog vergeef God en gee in oorvloed, onverdiend, sodat ons kan lewe. Die groot skaduwees van hierdie wêreld het God finaal oorwin. Dis asof selfs my en jou diepste duisternis nou lig uitstraal.
Selfs die grafte skreeu hoop, want die gekruisigde het opgestaan. Ja, hy het waarlik opgestaan. Wat het vandag in jou binneste beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor. Opgestane Christus, ek kan U nie altyd voel nie. Ek sien U nie altyd voor my, soos ek graag sou wou nie. Maar ek soek nie net gevoelens nie. Ek soek U, op U terme. 'n God wat U altyd laat vind, vir die wat aanhou soek. En dit is dan wat ek ontdek, dat U reeds deur die geslote deur van my hart nader staan. Dat U hier is, teenwoordig is by my, my Here en my God. Opgestane Christus, plaas nuwe lewe in my. Vul my met genade, wat oop en vrylik gee wat ek ontvang. En vul my met vreugde, met die vreugde dat daar altyd 'n nuwe begin is, selfs na die einde. En opgestane Christus, kom vul my menswees met verwondering, met 'n lewe wat getuig, U leef, want U het opgestaan. U het waarlik opgestaan. Amen.